Goeiemôre en welkom terug. Dit is Dinsdag van ons weekse oordeenkingtyd saam. Ons gesels hierdie week oor die Here van my lewe. Dit is Jesus. En ons hoofteksgedeelte vir die hele week is Romeine 5 vers 1. Ek wil weer vanoggend vir jou lees. As mense wat deur God vrygespreek is omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Jesus Christus ons Here gedoen het. Romeine 5 vers 1 sê nie net dat ons vrede met God deur Jesus Christus het nie. Paulus sê baie spesifiek, deur ons Here Jesus Christus. Daardie woord Here dra gewig. Dit praat van gesag, van heerskappy, van eienaarskap en regering. Jesus is nie net iemand wat my uit sonde red en my dan los om self die res van my lewe te bestuur nie. Hy red my en jou, maar hy regeer oor ons. Baie mense wil graag 'n Jesus hê wat red, maar nie 'n Here wat regeer nie. Hulle wil vergifnis hê, maar nie oorgawe nie. Hulle wil vrede met God hê, maar nie dat God ook die reg het om oor hulle lewe te praat, inspraak te lewer nie. Hulle wil die troos van die evangelie hê, maar nie die koste van disippelskap nie. Maar die evangelie werk nie so nie. Die Jesus wat jou red is ook die Jesus voor wie jou knie buig. En ons weet elke tong en elke mond gaan eendag bely dat Jesus is God. Dit is presies hoekom hierdie tema so sterk is. Die Here van my lewe. Jesus wil nie net deel wees van jou lewe nie. Hy wil Here wees oor jou hele lewe. Nie net oor Sondag nie. Nie net oor wanneer jy kerk toe gaan nie. Nie net oor jou geestelike kant van jou lewe nie. Nie net oor die dele wat vir jou gemaklik is nie. Hy is Here oor jou gedagtes, oor jou begeertes, oor jou verhoudings, oor jou geld, jou tyd, jou liggaam, jou toekoms, jou roeping. En weet jy wat nog? Jou reaksies. Hoe jy mense hanteer. Want wanneer Paulus sê ons het vrede met God deur ons Here Jesus Christus, wys hy dat ons vrede nie deur 'n idee gekom het nie. Dit het gekom deur 'n persoon. En nie sommer enige persoon nie. Die Here self. En ware vrede kom wanneer my lewe onder die heerskappy van Jesus kom. Daar is baie mense, met wie ek al gepraat het ook, wat onrustig leef, omdat hulle nog probeer om self op hulle eie troon te sit. Selfbeheer lyk vir 'n rukkie goed, sterk, maar dit breek altyd onder die gewig van die lewe. En hier is belangrik, daar is net een Here wat die gewig van jou lewe kan dra, en dit is Jesus, niemand anders nie. Om Jesus as Here te ken, beteken nie net ek glo sekere waarhede oor hom nie. Dit beteken, ek gee hom die reg om te lei, te korrigeer, te stuur, te vorm. Dit beteken, ek hou op onderhandel met God oor watter dele van my lewe ek nog self wil beheer. Want, dit beteken vandag, ek en jy moet begin deur te sê, Here, U praat en ek luister. U lei en ek sal volg. U wys vir my die pad en ek sal gehoorsaam wees. En hier lê ook iets baie mooi vandag. Jesus se heerskappy is nie hard en wreed soos die wêreld se heerskappy nie. Hy is nie 'n tiran nie. Hy is die Here wat vir jou gesterf het. Die een wat oor jou regeer. Is dieselfde een wat sy lewe vir jou gegee het. So sy heerskappy breek jou nie om jou te vernietig nie. Dit vorm jou om jou vry te maak. Want wanneer Jesus waarlik die Here van ons lewens word, verloor ons nie ons lewens nie. Ons vind dit uiteindelik waarlik. En hierdie is baie groot. Wil jy nie vandag jou ware lewe vind nie? Want baie van ons grootste worstelings begin waar ons teen Jesus se Here wees terugtrek. Terugbeklei. Ons wil sy vrede dalk hê, maar ons wil nog ons eie pad loop. Ons wil sy genade hê, maar ons wil steeds self besluit wat reg en wat verkeerd is. Maar daar is 'n diep rus wat kom wanneer 'n mens ophou beklei om self Here te speel oor ons eie lewe. Dis 'n bevryding wat gebeur. Ek en jy is nie gemaak om oor onsself te regeer nie. Ek en jy is gemaak om onder Jesus se heerskappy te leef. En as Jesus dan werklik die Here van my lewe is, kan ek nie net vra, het hy my gered nie. Ek moet ook vra, regeer hy oor my? En hier is iets om oor vandag te dink.
Watter area van jou lewe probeer jy nog self beheer? Eerder as om dit regtig aan Jesus as Here oor te gee. Kom ons bid saam. Here, vanoggend weet ek dat U het 'n afspraak met ons elkeen. Vanoggend weet ek en ek vertrou U dat daar iets besig is om te geskuif. Ek bid, Here, dat ons vandag ons selfbeheer sal oorgee aan die een wat die beste weet, en dit is U. Here, kom vat dit, kom neem dit. Kom lei ons in die pad van gelykheid, Here. Dit gaan ook nie altyd maklik wees nie, gaan ook nie altyd goed wees nie, Here, maar ons wil U volg. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel het. Deel hierdie boodskap met iemand wat dit dalk moet hoor vandag. Ek sien jou weer môreoggend. Lekker dag.